So ons gesels met Aiden Kate oor haar nuwe enkelsnit wat Vrydag 19 Junie vrygestel is. Nou Aiden, welkom hier by ons in die program op Radio Fynbos. Ons gesels met. Hallo, dankie. Ja, sy. So Aiden, hoor jy my is 'n ongelooflike emosionele rousnit. Wat is die presiese oomblik of emosie wat jou laat besluit het om hierdie liedjie te skryf? So die song self het eintlik dit besluit. Okay. Die woorde het net eendag in my kop verskyn Ja. in 'n oomblik toe ek baie emosies op dieselfde tyd gevoel het. So ja. Dis gewoonlik hoe die dinge gebeur, nê, is wanneer 'n mens daai emosie laat vlerke gee, laat hulle maar uitkom en maar doen wat hulle wil, nê. Yes, exactly. Ja. Aiden, so beskryf bietjie die liedjie. Toe jy hom beskryf het eintlik, is dit 'n gehuil, 'n gefluister en 'n gebrul terselfdertyd. Hoe het jy daarin geslaag om hierdie uiterstes in jou klank en die kontemporêre produksie vas te vang? Maar dis 'n ding om dit te voel en dit te ervaar, maar hoe kry jy ou dit regtig daar, jy weet, laat dit nou gebeur? Yes. So ons het eintlik baie van die klank rou probeer laat voel. Ja. Soos veral my stem, ek het verskillende tegnieke gebruik en ook nie tegnieke gebruik nie, net om daai rou klank in my stem ook uit te kry. Soos ek het meer die emosie draai voel terwyl ek sing. Yes. En dit kom gewoonlik self so uit en ons het die gitare en dromme lekker opgevul en dit het net daai intens gevoel oorgedra. Dit is so en ek dink ook julle dit beskryf op 'n stadium dat dit is amper soos die stemme van die geraas van die lewe, nê. En dis amper waarmee luisteraars kan relate. Yes, ek hoop regtig so. Ek hoop regtig So, so. Aiden, wat hoop jy as jou luisteraars nou vir die eerste keer, hulle het nou eintlik Vrydag vir die eerste keer daarna geluister. Wat hoop 'n mens as sanger en liedjieskrywer? Wat hoop jy loop die mense mee weg as hulle na hierdie lied luister? Vir my gaan dit oor hoe die mense voel. So as hulle kan wegneem 'n gevoel van geluk of dat iemand anders verstaan en 'n relatability Ja. van die gevoel. So ek wil net hê mense moet gelukkig kan wees om te weet iemand anders verstaan. Ja. So dis wat ek wil dat hulle wegvat van dit. Ja, en ek dink dit bly altyd, ek dink altyd aan as ek aan musiek dink, dan dink ek eerstens wanneer 'n mens na iets luister, is dit omdat jy kan relate met die woorde. En die woorde sê Yes. eintlik wat jy self nie kan sê nie. En dan natuurlik die musiek en die klanke is wat emosie by 'n mens wek en 'n mens sal altyd hoop dat wanneer iemand wegstap van jou song, dat dit actually 'n impak gemaak het op hulle. So ek dink dit gebeur ook net wanneer 'n mens eerlik en opreg is in jou musiek. So well done daar man. Nou Definitief. Ja, Baie dankie. ja, so ek wil nou nog net een vragie vra, want dit my nou nogal lekker beïndruk. So behalwe vir die klank, het jy ook self die regie van die amptelike musiekvideo behartig. Hoe hoe vertel jy 'n storie? Ek meen om te skryf en alles, maar om nou amper die impak van wat jy regtig sing in visueel, jy weet visueel oor te dra aan jou mense. Hoe werk dit vir jou? So ek wil eintlik met hierdie musiekvideo, ek wil nie presiese storie of enigiets vertel nie. Ek wil dit baie rou gehou het. So ek het baie behind the scenes video's gevat en goeders gevat van my verlede, video's wat daar geskied was en ek het dit net in die video gesit want ek het gevoel dit gee meer regtige realiteit gevoel aan die ding, veral met die baie homestyle tipe manier wat ons die behind the scenes goeders geskied het. So ek wil daai persoonlike vibe oorgegee dat die mense kan sien dis wat gebeur en dis nie net jy weet verstaan sonskyn en rose. Die musiekvideo as jy musiek maak en goeders soos dit. So ja. Aiden, nou maar so 'n bietjie 'n afskript vraag, want ek dink as mense tog nou hierdie goeters doen, 'n ou se luisteraar luister na die musiek, hulle kan die sang hoor, hulle kan gaan luister en gaan kyk na die video. Maar wie is Aiden? Waar het jy groot geword so vinnig in 'n neutedop? Net so 'n bietjie agtergrond van jou.
Okay, perfect. So ek is obviously Aiden Cade. Ek is 25 en ek is op die oomblik hier in Pretoria. Ek bly al hier vir 'n klompie jare eintlik. Ja, welkom. So ek ja, ek is 'n baie kreatiewe persoon. Altyd, was altyd, is altyd, gaan altyd wees. Ja. So ek was gebore in Durban en het groot geword tussen Durban, die Wes-Kaap, en Pretoria. Okay. Die Wes-Kaap is my gunsteling, maar moet niemand vertel nie. Um, maar ja, so ek sit baie in die kreatiewe area as ek myself wil besig hou. Yes, Ek kan skryf of teken, verf, yes. enigiets van daai net om myself besig te hou. So It's ja. amazing. En dit is so lekker en dit is my altyd so voorreg as ek praat met kreatiewe mense. Om 'n plek en 'n platform te hê waar ou dit kan uitleef is so 'n blessing want dit is nie net vir jou wat dit vir jou bene lewe bring nie, maar ook vir die mense wat daarna kyk of luister. So keep on Definitief. creating, Aiden. Dis al wat ons wil weet. Yes. Baie dankie. Ek sal definitief. Nou ja, ek is bly om te hoor die Wes-Kaap is jou favourite want jy sal vir ons moet kom kuier Mhm. en Ek sal moet ja, definitief. dit sal baie lekker wees. Dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit en sterkte en seën vir jou toekoms, hoor. Geen probleem nie. Baie Ja. dankie. Ek waardeer dit verskriklik. 'n mooi dag.